Matteus 26 van vers 36 af. Dit is die donderdag-aand voor die Vrydag van die kruisiging. Jesus het sopas die nagmaal ingestel en dan sê hy vir Petrus, wat gesê het dat hy die Here nooit sal verlaat nie, dat hy ons wel sal verloon nog voordat die haan gekraai het. En dan lees ons van vers 36 af. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het eenetjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie. Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog, die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoëpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy ek kan nie vir my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het, was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en die mense geleer en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die skrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Ons teks is vers 42. Tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Daarmee saam lees ons Sondag 49 van die Heidelbergse Katekismus. Sondag 49, wat is die derde bede?
Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan U wil, wat alleen goed is, sonder enige teespraak gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Geliefdes in die Here, ons weet almal wat op Goeie Vrydag gebeur het. Ons Here Jesus is gekruisig en hy het gesterf vir ons sondes. Maar wat het op die donderdag voor die kruisiging gebeur? Baie dinge. Ons fokus net op 'n paar wat op die donderdag aand gebeur het. Ons Here het die nagmaal ingestel en dan lees ons in vers 30, nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Die berg kry natuurlik sy naam van die baie olyfbome op die berg. Vandag nog kan 'n mens van daardie olyfbome daar op die berg sien, sommige wat al eeue oud is. En die naam van die tuin waarin Jesus gaan is Getsemane, wat olyfpers beteken. 'n Getsemane was 'n pers wat gebruik was om olyfolie uit die geplukte olywe te druk. Hoekom gaan Jesus Getsemane toe? Ja, Jesus het gereeld daar gaan bid en hy het geweet dat Judas, wat hom verraai het, hom daar sal soek, saam met die horde wat hom kom vang. Hy gaan kruip dus nie weg nie. Hy weet, Judas sal hom daar kom soek. Maar daar is nog 'n belangrike rede. Hy wil gaan bid. Hy het nodig om alleen tyd saam met sy Vader te spandeer. Hy het nodig om met sy Vader in die gebed te worstel voor sy donkerste uur aanbreek. Hy het behoefte daaraan om sy hart voor sy Vader uit te stort, voordat hy die pyn en vernedering van die kruis gaan ervaar en voordat sy Vader hom aan die kruis gaan verlaat. Interessant ook, sien jy hoe dat die kring om Jesus al hoe kleiner word. Die 12 disippels word 11, want Judas het gedros. By Getsemane gaan net 3 disippels verder saam met Jesus. Hy laat hulle ook agter en dan is hy alleen met sy Vader. Enkele ure daarna sou sy Vader hom verlaat en dan is hy stoksiel alleen met ons sondes op sy skouers. Daarom moet hy gaan bid. Sonder gebed sou hy dit nie maak nie. Ja, as die Seun van God nodig gehad het om so baie te bid, hoeveel te meer moet ons dan nie bid nie? Wat bid Jesus enkele ure voordat hy wreed vermoor gaan word met die las van al die gelowiges van alle eeue se sonde op sy skouers? Ons lees van vers 39 af. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: Kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. En toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë
Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Hy het dus gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Nou stel Jesus weer vir ons die perfekte voorbeeld. Nou die dag nog het hy sy disippels geleer om te bid, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. En nou, wanneer die gehoorsaamheid aan die wil van die Vader hom sy lewe gaan kos, nou hardloop Jesus nie weg nie. Hy raak nie opstandig nie. Nee, hy bid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. As ek bid, laat U wil geskied, dan dink ek baie maklik, dit is iets wat God self moet doen. Ek moet net bid dat hy dit sal doen, en dan sal hy self sy wil laat geskied. En daarom is dit ook baie maklik om te bid, laat U wil geskied. Dit raak my mos nou nie eintlik nie. God sal mos daarvoor sorg. Ek moet net onthou om dit so nou en dan in die gebed van hom te vra. Maar geliefdes, as jy so daaroor dink, dan dink jy verkeerd. Jesus bid nou hierdie gebed, maar dit is hy wat nou God se wil moet laat geskied, deur willens en wetens aan die kruis te gaan sterf. Hoewel die eerste 3 bedes wel oor God se naam en sy koninkryk en sy wil gaan, raak dit my direk. Dis nie dinge wat God sonder my moet laat gebeur nie, maar dit is dinge wat God my wil laat doen. Ek moet God se naam verheerlik. Ek moet sy koninkryk laat kom. Ek moet ook sy wil laat geskied. Al klink dit dalk ongereformeerd om te sê, ek moet God se naam verheerlik, ek moet sy koninkryk laat kom, ek moet sy wil laat geskied. Is dit juis gereformeerd? Want dit is wat die Bybel self sê, en wat ons nou al vir eeue in die katekismes bely. Laat U wil geskied beteken, aldus die katekismes, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan U wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. In die derde bede word gebid om die gawe van algehele en onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan God se wil. God se wil wat ek moet gehoorsaam. Dit is dus in die eerste plek 'n gebed dat God my sal help om my eie wil prys te gee, sodat ek sy wil sal gehoorsaam. Dit is iets wat ons in een sinnetjie vra, maar dit lê 'n geweldige verantwoordelikheid op ons. Ons is mos van nature eiewillig. Ons word so gebore. Van die eerste woorde wat 'n kind gewoonlik kan sê is ek, en ek wil, en self. Dan sê ouers so ewe trots vir mekaar, kyk daar, hy of sy is nog so klein, maar hulle het hulle wil van hulle eie. Maar geliefdes, dit is daar die wil van ons eie waarvan ons ontslaan moet raak. Dis daar die wil van ons eie wat ons in die hel gaan laat beland.
My wil is sondig en dit lei tot die dood. My wil is in botsing met God se wil. My wil is sleg en God se wil alleen is goed. Galasiërs 5 vers 17 stel dit baie duidelik. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Geliefdes, om opreg te bid, laat u wil geskied, behels dus dat jy bereid moet wees om jou eie wil prys te gee, soos Jesus in ons teks. Net voor sy gevangenneming, wat hy geweet het op sy kruisiging en dood sou uitloop, is Jesus in die tuin van Getsemane om te bid. Die woord sê dat hy ontsteld en beangs geword het, en dat hy selfs aan sy disippels gesê het, ek voel doodsbenoud. Jesus het geweet dat sy lyding binnekort 'n dieptepunt sou bereik. Dat hy aan die kruis gespijker sou word en dat God se toorn oor die hele mensdom se sonde op hom sou afkom. Hy het geweet dat hy daardie las alleen sou moes dra en dat sy Vader hom juist daarom sou moes verlaat. Hy het geweet dat hy hel sou moes deurmaak en bange Godverlatenheid sou moet ly. Hy het dus een van twee keuses gehad. Hy kon terugduins van sy roeping, maar dan sou ons sy kerk vir ewig verlore gewees het. Dit sou beteken dat hy nie God se wil uitgevoer het nie. Dat hy ontrou geword het aan sy roeping as middelaar en verlosser. Dit is tog 'n ondenkbare gedagte. Of hy sou die lydingspad end uit moes loop. Daarom bid Jesus in ons teks: My Vader, as hierdie lydingsbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Daarom het hy ons ook leer bid: Laat u wil geskied. En toe hy klaar gebid het hy daarop gestaan en sy vyand tegemoet gestap, sodat hulle hom gevange kon neem en hy die pad van smarte end uit kon stap. As hy klaar gebid het, lees ons nie meer van angs nie, maar hoor ons eerder van 'n vasberadenheid in Jesus se stem, as hy vir sy disippels sê: Slaap en rus julle nog, die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Jesus kry na sy mensheid krag uit sy gebed om ten spyte van doodsangs sy roeping vasberade uit te voer. Dit is opvallend dat al sy disippels wat geslaap het toe hulle moes bid, om later in die steek laat en weghardloop as die mense kom om vir Jesus te vang. Ja, Jesus leer ons en stel self die voorbeeld: Gee jou eie wil prys, doen God se wil en doen dit bidtend. Maar geliefdes, weet ons wat dit beteken om jou eie wil prys te gee en om God se wil te doen? Kom ons raak 'n bietjie prakties, want dan eers sien ons hoe ver ons wil partykeer van God se wil verwyderd is. Die meeste van ons wil sekerlik graag ryk wees. Dit lyk so lekker om alles te kan koop wat jy wil hê en om nooit oor geld bekommerd te wees nie. Maar God se woord sê in 1 Timoteus 6 van vers 8 af, as ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking
Hulle loop hulle vas in die stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Dis eintlik wat ook met Judas gebeur het. Geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Geliefdes, God se wil is dus dat ons tevrede moet wees met kos en klere en dat ons dankbaar moet wees vir God se versorging. As jy nie dankbaar is vir God se versorging nie, dan word jy maklik versoek. Versoek om te dobbel en om lottokaartjies te koop en om ander mense in te loop en om onsself op bedenklike maniere te verryk en om jaloers te wees op ander mense se besittings. Ja, ons kan selfs versoek word om God van dankoffers te beroof. So ver kan die natuurlike mens se wil van God se wil verwyderd wees. Nog 'n voorbeeld is ons erediens bywoning. God se wil lees ons baie duidelik in die 4de gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Met ander woorde, dat ons die dag aan hom moet toewy. En in Hebreërs 10 vers 25 staan daar, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien, naderkom. Is ons wil in ooreenstemming met God se wil in hierdie opsig? Nog 'n voorbeeld. Ek word dikwels versoek om my sondige luste uit te leef. Daarom hou ek van wat die wêreld sê. Jy kan enigiets doen solank dit net vir jou lekker is en niemand het enige sê daaroor nie. Daarom kyk ek graag na verkeerde goed op TV of op die internet. Ek knoop verhoudings aan buite die huwelik. En dit terwyl God baie duidelik in die 7de gebod en in Matteus 5 sê wat sy wil is. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Dit is God se wil. Nog 'n voorbeeld. Ek wil nie binnekamer godsdiens en huisgodsdiens hou nie, en het gewoonlik 'n lang lys verskonings, en dit terwyl God se wil baie duidelik vir ons uitgespel word in 1 Petrus 2, waar daar staan, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Hoe ver is my wil van God se wil verwyder in hierdie opsig? Nog 'n voorbeeld. Ons wil graag wraak neem as mense ons te nagekom het. Ons wil hulle terugkry. Of ons loop vir jare met 'n wrok in ons wat van ons bitter mense maak. En dit terwyl God se wil baie duidelik in Romeine 12 vir ons voorgehou word. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here.
As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is God se wil. Daarom moet dit ook my wil wees. Of ek wil baie keer graag soos die wêreld wees. Ek wil my beroep beoefen soos die wêreld dit beoefen. Ek wil die dinge van die wêreld doen. Ons kinders sê gereeld, maar almal doen dit. Hoekom mag ek dit nie doen nie? Dit is omdat almal se wil ver van God se wil af is. God gee sy wil baie duidelik vir ons in Efesiërs 4. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En in 1 Johannes 2 lees ons, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. 'n Laaste voorbeeld. Ons wil graag mense beskinder en kwaad praat van hulle en hulle woorde verdraai en sterkies aanlas by wat hulle gesê het. Ons val maklik vir fopnuus oor ander en ons versprei dit goedsmoeds op sosiale media sonder om vas te stel of dit werklik waar is. Terwyl God sy wil baie duidelik stel in die 9de gebod. Jy mag nie valse getuienis lewer nie. Elmarie, met ons vir hom Benny na die kamer toe vat en agter dat hy bietjie gaan lê.